Goeiedag, dit is my lekker om saam met jou te kuier hier tydens hierdie Pinksterweek, of dit nou is by die byeenkomste wat ons op verskillende plekke het, en of dit nou by hierdie vooraf opnames is, waarvan jy nou in hierdie stadium ook deel het. Die tema wat ons hierdie jaar hanteer, wat ons behandel, is die tema van hou mekaar vas. En die tema van vandag gaan daaroor van hou mekaar vas deur te dien. Nou ja, ons weet mos maar almal dat Jesus werklik die dienskneg by uitnemendheid gewees het. En dan kan dit mos nou nie anders nie, as dat ons ook sou dien. Dat Jesus die een was wat bereid was om die voete van sy disippels te was, dan is dit ook mos nodig dat ons gereed sou wees om ook die voete van ander mense te was, om diensbaar aan ander mense te wees, want dit is so belangrik dat ons liefde in hierdie wêreld sal hande en voete kry. Jesus gebruik ons as mense, sy beelddraers in hierdie wêreld om sy hande en sy voete en sy ore en sy mond te wees. 'n Ware vriend is Jesus inderdaad ook vir ons. So wonderlik om na te dink oor die werking van die Heilige Gees binne in ons lewens. Dit is mos waaroor dit in Pinkstertyd gaan. Ons dink oor die werking van die Heilige Gees binne in ons lewe. Die Heilige Gees wat uitgestort is ook as die Gees van Christus, wat die kerk ook lei in hierdie totale nuwe bedeling. Die Heilige Gees wat van ewigheid af ook God is. Kom ek begin met 'n lofrede oor Jesus. Jesus Christus, ons hoop, ons lewe, die weg, ons verlossing, wysheid, lig, ons regter, die deur waar ons deurgaan, Allerhoogste, koning, profeet, priester, Messias, leermeester, bruidegom, middelaar, Immanuel, wingerdstok, herder, ons vrede, die lam, die leeu, die een wat vir ons intree, ons rots, dit alles en meer is U vir ons. Amen. Mag daar vir jou genade en vrede wees in oorvloed, deur jou kennis van God en van Jesus Christus die Here, en mag die Heilige Gees dit alles in jou lewe ook 'n werklikheid maak en dit intens ook vermeerder. Ja, ons gesels 'n bietjie oor hierdie tema van hou mekaar vas deur te dien. Liefde wat hande en voete moet kry. Pragtige gedig van Niels Jackson wat hy by geleentheid geskryf het, wat handel oor die eerste gemeente, oor iets van die uitsonderlikheid van die eerste gemeente, en dit waaroor 'n mens jou sou kon verwonder. So mens dink hier in Handelinge 2 waar daar ook oor daardie gemeente gepraat word. En hierdie gedig se naam is Saam wees. Geel en bruin en rooi lê die blare bymekaar. Waar het die herfswind hulle gekry? Onder watter bome het hulle uitgehark om dit hier saam te gooi in die nuwe harmonie van 'n vrolike, warm kleurespel. Byna soos daardie eerste gemeente, daardie mengelmoes van mense wat deur die Gees bymekaar gewaai is, wat die saamwees gekoester het van omgee vir mekaar. Wat die bymekaar wees so geniet het, dat meer en meer mense wat dit gesien het, wou deel word van hierdie nuwe harmonie van saamwees. En dit is iets wat inderdaad ook verwonderenswaardig is van ons gemeentes, van ons geloofsgemeenskap. Mense wat onder beheer van die Heilige Gees staan, met die hoof Jesus Christus. Kan ons net weer 'n slag verwonder oor daardie feit, oor hoe hy ons uiteindelik ook saambring in ons verskeidenheid, dat ons ook in ons verskeidenheid inderdaad 'n eenheid mag wees. En daarom moet ons mekaar vashou, deur geesdrif, liefde, maar veral ook deur diens. Hemelse Here, baie dankie
vir 'n oomblik van saam wees. Baie dankie Here dat ons kan verwonder oor die feit van kerk wees, van gemeente wees, van gelowig wees. Dankie dat ons kan verwonder oor die feit van oor hoe U by ons en in ons teenwoordig is. Here, baie dankie dat U vir ons kom wys het wat ware diens is en dat ons gereed moet wees om dit inderdaad ook te wees. Gebruik ons elke dag tot U eer, ook in die lewens van ander, wat U ook op ons lewenspad bring. Gee dat ons lewe van diensbaar wees, sigbaar sal wees, binne in ons gemeentes, maar ook sommer net, gewoon binne in die samelewing, daar waar ons tussen ander mense is, dat daar iets van 'n andersheid, dat daar iets van U vertoon sal word, en dat mense tot geloof sal kom, of aangeraak sal wees binne in hulle lewens, omdat hulle iets van U ook in die samelewing sou kon beleef. Wil U verheerlik word in Jesus naam. Amen. Moenie traag wees, sê vers 11 in Romeine 12, traag wees in julle toewyding nie. Bly geesdriftig, hou vol om die Here te dien, en julle sal onthou dat by die ander geleentheid ek het gepraat het oor hou mekaar vas met vurige ywer. Moenie traag wees in julle toewyding nie. Bly geesdriftig, hou vol om die Here te dien. En as ons dan die Here dien, dan gaan dit ook daaroor dat ons inderdaad dan ook vir mekaar sou dien. Het so 'n pragtige prentjie raak gesien wat vir my geweldig inspirerend is. En as ek nou die prentjie vir jou kan verduidelik, dan is dit iemand wat 'n gloeilamp vashou. En hier aan die onderkant van die gloeilamp staan 'n klomp mense. En van elke ene van daardie mense af gaan daar soos 'n stroom energie na die gloeilamp toe, wat hierdie gloeilamp laat brand. Iets daarvan soos die Here wat uiteindelik ook die lig binne in hierdie wêreld is en die lig vashou, en dan ook binne in hierdie proses iets van ons as gelowiges wat ook lig in hierdie donker wêreld is, en 'n stuk energie wat van ons af uitgaan en die lig binne in die wêreld al helderder sou kon maak. Moenie traag wees nie, sê Paulus, maar wees vurig van gees in Hoofstuk 12 vers 11. Nie slap nie, nie lui nie, maar wees geesdriftig, vol ywer, besiel, geïnspireer. Aan die ander woorde, dit is iets van die kontras wat 'n mens kry tussen traagheid en aan die ander kant geesdrif. En daai tipe van kontras is mos vir ons bekend en kan ons dit raak sien. En dit is baie sleg wanneer 'n mens iets van 'n traagheid, ook traagheid binne in ons geloofsgemeenskap, binne in ons Christen wees, wanneer 'n mens iets van dit sou raak sien, maar opgewonde wanneer ons geesdrif sou kon raak sien. Geesvervulde geloofsgemeenskappe. God het vir ons alles gegee, en dis die belangrike wat ons nodig het. Hy het vir ons alles gegee, om werklik waar in die wêreld te kan diensbaar wees, verskil te kan maak. Ek dink daaraan van die uitbeelding wat gemaak word van die boot, wat uiteindelik die kerk ook verteenwoordig. Hierdie boot wat op pad is, die kerk wat op pad is na God se voorkeer toekoms toe, wat op pad is na God se nuwe tyd toe. En die hele kerk wat ook op hierdie boot sou wees, en 'n boot wat aangedryf word deur 'n seil waarin die wind van die Gees ook in sou bol. Te sê dat God ook deur sy Gees vir ons alles gee in hierdie koers, in hierdie rigting waarin ons op pad is na God se voorkeer toekoms toe. God se koninkryk wat vir ons alles sal wees, in 'n tyd waar ons nie traag kan wees nie, maar vurig van gees, nie slap nie en lui nie, maar geesdriftig, vol ywer, geïnspireer, dat ons so sou kon lewe.
Want onthou net, as ons hier binne in Pinkstertyd met mekaar praat, binne in hierdie beweging van hemelvaart af na Pinksterdag toe, waar ons die uitstorting van die Heilige Gees ook gedenk en daarin dink en weer geënergeer word, ook deur daardie wete van sy teenwoordigheid ook binne in ons, dan word hierdie Pinkstergees wat hier binne in ons lewe ook in hierdie tyd geassosieer met dit wat deel is van die Heilige Gees, wat God se asem is, God se lewe, God se krag, God se wind, wat ook deur ons wil waai, en ons ook wil aanspoor tot nuwe krag en tot nuwe energie binne in die omgewing, waarin die Here ook vir ons plant. En dit staan heeltemal teenoor die doodsheid, wat daar kan wees. Mens kan sê dat ek 'n gelowige mens is, maar aan die ander kant kan dit ook wees, dat ons baie keer gekenmerk kan wees deur 'n doodsheid. En hoe baie keer bid 'n mens nie, veral in hierdie tyd van die jaar, vir herlewing, sommer vir nuwe lewe, vir nuwe energie, vir nuwe wakker word binne in die ruimtes waar binne in God ook vir ons geplaas het. Die doodsheid wat soms kan heers, en wat vir ons so geweldig kan pla, dat ons wil sê, maar mag daar maar werklik net 'n nuwe herlewing kom, nuwe lewe ook binne in die kerk en tussen gelowige mense, wat ook aansteeklik kan wees na diegene wat buite sou staan. Onthou, dis moontlik. Dis alles moontlik dat iets van hierdie nuutheid in die wêreld ingebring kan word, want die Heilige Gees bring nuutheid. Hy inspireer, hy besiel, hy maak entoesiasties, hy maak ons inderdaad werksaam. Die bedeling van die Gees is 'n bedeling van lewe, dit is 'n bedeling van aktiwiteit, dit is 'n bedeling van energie, dit is 'n bedeling van hoop, dit is 'n bedeling van inspirasie, dit is 'n bedeling van nuutheid, van andersheid, van anders wees. In Romeine 12 vers 1 staan, broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op, om julle liggame beskikbaar te stel, as 'n offer wat lewend en heilig is, en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Dat ons moet verander, dat ons God moet toelaat om ons denke te vernuwe, dat ons 'n transformasie in hierdie wêreld kan ondergaan. Iewers iets soos die skoenlapper wat uit daai papie sou ontwikkel, letterlik 'n metamorfose sou ondergaan. Dan beteken dit eintlik, wanneer ons hierdie verandering ondergaan, iets van hierdie nuwe mens word, en wat gebeur met ons deur die werking van die Gees binne in ons lewe, dan sit ons met nuutgemaakte denke, dan word ons naderhand by wyse van spreuke die doek waarop die Gees kan skilder. Die Gees wat ons nuut maak, is inderdaad ook, maak ons so nuut, dat ons weer soos 'n doek kan wees waarop hy sy prente kan skilder. Belangrik vir die kerk van die Here Jesus in hierdie wêreld, gerig, ondersteun, gelei, bemagtig deur die Gees van God, is dat ons moet bou. Is dat ons bouers word. Dat ons bouers word na binne, na mekaar se kant toe, maar aan die ander kant dat ons ook geweldig na buite toe sou bou. En dit gebeur ook deur diensbaar te kan wees. Hou mekaar vas deur diensbaar te wees. So moet ons mekaar ook kom vashou met geesdrif en met iets van daardie vurige ywer binne in hierdie wêreld waar binne in ons ook elke dag leef.
En as 'n mens sou praat, as 'n mens praat van 'n liefde na buite toe en na binne toe, dan sou die onderlinge liefde wat ons het ten opsigte van mekaar iets van die Philadelphia wees, wat 'n mens kry in hoofstuk 12 vers 10. Onderlinge broederliefde, met ander woorde die liefde vir mekaar, hierdie ruimteskepende handeling wat ons ten opsigte van mekaar sou kon uitoefen. En aan die ander kant, hoofstuk 12 vers 13, ook die philoxenia, dan word die liefde ook vir die vreemdeling, die liefde ook na buite toe. Word nie anderster gepraat nie as wat staan in Matteus 25 vers 31 tot 46, waaraan ons uiteindelik gekenmerk sou word, waarin Jesus ook inderdaad sou raak gesien word, onder andere die wyse waarop ons omgee vir diegene wat honger is, wat dors het, wat nie klere het nie, wat in die gevangenis is, wat in die hospitaal is, maar aan die ander kant ook die liefde vir die vreemdeling, die ruimte wat 'n mens ook daarmee sou kon maak. Van die geloofsgemeenskap is 'n praktiese wêreld waarbinne ons is. Dit is nie alleen 'n spirituele wêreld waarin ons besig is met onsself en 'n belewenis en 'n ervaring wat ons sou kon hê van God deur sy Gees nie, wat inderdaad ook waar is, want ons lewe in 'n persoonlike verhouding met hom, maar van daaruit en vanuit ons verhouding met hom en aangeblaas deur die krag en die wind van die Gees, ook 'n beweging na buite toe, na die wêreld wat rondom ons is, na mekaar toe, maar ook na diegene toe wat buite sou kon staan. En dan die gelowiges se optrede in die gemeente, as ek daarop vir 'n oomblik kan konsentreer, sê Paulus, deur die genade, in Romeine 12 vers 3, deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie, maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel, om verstandig te wees, volgens die mate van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net so is ons, al is ons baie, een liggaam in Christus, en individueel lede van mekaar. Ons het gawes wat van mekaar verskil, volgens die genadegawes wat aan ons gegee is. As dit die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met geloof. So gaan ons aangaan oor die gawes, om te weet dat ons nie te veel van onsself moet dink nie, dat die lewe nie alleen op onsself gerig moet wees nie, maar dat dit 'n lewe moet wees wat diensbaar is, na aanleiding ook van die prentjie wat ons van Jesus ook in ons lewe het, wat gehoorsaam was en diensbaar was, selfs tot in die dood. En dat die Heilige Gees, dat Christus deur sy Gees ook gawes aan ons gee, en dan op grond van hierdie liefde wat ons het, dat ons inderdaad ook diensbaar aan mekaar sou wees, deur hierdie verskillende gawes wat aan ons gegee is, en wat deur die Heilige Gees aan ons uitgedeel is, deur mekaar te kan dien, en saam daarmee dan die wêreld te kan dien, met 'n stuk getuienis ook na buite toe, want as mense Romeine 13 gaan lees, dan lees 'n mens ook van iets van jou gehoorsaamheid wat jy aan die staat het, aan die gesag wat oor jou gestel is, soos Romeine 13 vers 1 sê, daar's geen gesag wat nie van God afkomstig is nie, en die wat daar wel is deur God ingestel. Aan die ander woorde, dat daar ook vanuit ons lewe, ons diensbaarheid, ook inderdaad 'n diensbaarheid is, wat sigbaar is in die wêreld, ook in die mate waarin ons nie alleen diensbaar is nie, maar ook gehoorsaam is aan gesag, en die wyse waarop ons ook met gesag in ons omgewing sou kon omgaan. Dink sommer aan die bekende Jeremia 29, wat mense baie aanhaal, as ons vir mekaar sou sê,
dat die Here die positiewe vir ons bedink, nie die negatiewe nie, die voorspoed en nie die teëspoed nie, dat die Here 'n toekoms wil gee, dat hy 'n verwagting wil gee, maar as hy dan met die ballinge praat om te sê dat hulle ook daar waar hulle is, moet kan lewe, dat hulle moet kinders hê, die moet kinders hê, en dat hulle daar moet kan plant, en alles daarmee wat daarmee saamhang, en dat hulle ook moet bid, vir diegene wat oor hulle aangestel is, want as dit daar goed gaan, dan gaan dit ook met hulle goed. So Christene lewe inderdaad 'n omvattende lewe van diensbaarheid, wat baie wyer is gewoon as onsself en ons persoonlike voordeel wat ons vir onsself sou kon toeëien. Ek het so 'n ander prent, ek het al verwys na die skildery wat Emile Nolde gemaak het oor Pinkster. En dan is daar 'n ander skildery wat iemand eintlik gemaak het, 'n tipe van 'n wil mense sê 'n afbeelding van hierdie skildery wat iemand sou gemaak het, maar waar die figure eintlik terug is en iemand soos van 'n foto na daardie prentjie kyk. So as 'n mens praat van daardie Pinkstergebeure van die disippels wat so bymekaar is, dan is dit asof iemand ook van buite uit na hulle sou kyk. So, hoe kyk ons en hoe word uiteindelik ook na ons lewe gekyk, wat mense wat ook Pinkstermense is, wat deur die werking van die Heilige Gees ook verander is. En dis in hierdie tyd dat ons mekaar, in hierdie bedeling dat ons mekaar moet vashou, ook deur diensbaarheid. Want daar's baie voordeel daarin, om inderdaad om ander mense te help. As ek diensbaar is aan ander, het dit waarde vir hulle, maar dit het ook waarde vir my. Dit bring waarde binne in 'n mens se eie lewe, 'n toevoeging van waarde in jou eie lewe wanneer jy dit reg kry, om ook diensbaar in die lewens van ander te kan wees, wanneer die beeld van Christus ook iewers in jou sou kon verskyn. Soos hou mekaar dan vas deur die liefde. Deur die liefde sou Paulus sê, liefde wat pas by die evangelie. Nie te dink, maar veral, Hoofstuk 12 vers 3 tot 8, om ook diensbaar te kan wees aan mekaar. 'n Fokus nie op wat verniel nie, nie 'n fokus op dit wat kan stikkend maak, die bose nie, maar om te respekteer, om op en diensbaar aan ander mense te wees, beskikbaar vir mense te wees. Wat is tot voordeel van ander? Skuld aan niemand niks nie, behalwe die liefde. Veroordeel nie ander nie, laat ander nie struikel nie, maar mekaar eerder aanneem, alles in reaksie op die evangelie tot Gods lof en God se eer, vanuit die ontferming wat die Here ook aan ons vertoon het. Wat is 'n verskil? Is die vraag nogal wat 'n mens kan maak. Wat's in jou hand? Sê Adam Small. 'n Staf. Die woorde van Moses. Nou baie jare sedert hierdie woorde van Adam Small in Kom laat ons sing, vandat dit uit Gitaar my kruis verskyn het in 1961, het dit 'n geweldige groot verskil gemaak. Dit was al wat hy gehad het. 'n Staf, 'n dooie stok en boonop het hy nog gehakel op. So beskryf Small die oënskynlik ongeskikte kandidaat vir die groot taak wat wag, Moses. En eindig met die gevierde woorde wat die roeping uit die tweede boek van Moses, uit Exodus, uit die 4de hoofstuk, die eerste en die tweede verse, ook op homself toepas. Hy het gevra, wat is in my hand? En vriende, in my hand was my gitaar. Kom, laat ons sing. Ek en jy is tot baie meer in staat as wat ons dikwels dink. Ons kan baie meer doen
as wat ons self so maklik glo. En die Bybel is vol van hierdie stories, van waar mense uittreë vanuit hulle self en ook diensbaar is, en diensbaar lewe. Die Bybel is vol daarvan, van onbekwames en ongeskiktes, onwaarskynlikes en onbeduidenis, wat glo en wat waag. Die hakkelaar Moses, met die staf in sy hand, wat uiteindelik ook moet waag. Om te doen wat ons kan, om te glo in wat ons kan, al is dit dan net gitaarslaan. Die groot prediker Chrysostomus sou al in die 4de eeu opgemerk het dat ons geroep word om siekes te besoek, nie te genees nie. Jesus vra nie die onmoontlike nie, net die moontlike. Maar vir die wat hy lief het, is baie dinge moontlik, sê hy. Dalk is die vraag daarom eerder, wat is in jou hart? As ons maar net wou sien, wat is in ons hand? Dalk net gewoon, die vermoë, diensbare vermoë, om 'n ander se hand te vat. Augustinus sê, waai deur my, o Heilige Gees, sodat my gedagtes heilig mag wees. Handel my in my, o Heilige Gees, sodat my werk ook heilig mag wees. Trek my hart na U, o Heilige Gees, sodat ek sal lief hê wat heilig is. Gee my krag, o Heilige Gees, sodat ek sal beskerm wat heilig is. Bewaar my, o Heilige Gees, sodat ek altyd heilig mag wees. Here, baie dankie dat U ons gemaak het, soos wat U ons gemaak het. Here, met die veelkantigheid wat ons as mense ook het, met die gawes wat ons het, met die inspirasie wat ons het, met die nuutheid wat ons het, met dit wat tot ons beskikking is, om inderdaad diensbaar te kan wees. Here, help ons dan om mekaar ook vas te hou, deur diensbaar te wees, deur diens te kan lewer. Help ons dat die geesdrif, die ywer, nie uit ons sal wyk nie. Gee dat ons al hoe meer aan U oorgegewe sal wees, dat U aan mekaar meer nog van ons sal kry. U is die Here van ons lewe, U is die koning van ons hart. Here, gee dat ons, wat aan U behoort, elke dag na binne toe, na buite toe, oral sal lewe, so sal lewe, dat U koninkryk 'n werklikheid mag word in hierdie wêreld wat ook op pad is, na die volëinding toe, wanneer U ook in die heerlikheid sal kom. Dankie dat U ook gesê het, kyk, ek maak alles nuut, en kyk, dit het klaar gebeur, ek is die Alfa en die Omega. Here, seën ons, ook in hierdie tyd, om te lewe onder die kragtige werking van U Gees, en word U verheerlik in die koningsheerskappy naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ek bid dan, dat die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die troostvolle gemeenskap, die lewegewende gemeenskap van die Heilige Gees, ook by jou, in jou, oor jou sal wees, elke dag, totdat Jesus kom. Amen. Baie seënwense vir jou, groetnis.